Ja, baie dankie, dit is 'n groot voorreg om hierso te wees en eintlik maar net 'n boodskapper te wees. Dit is nie my kennis of my idees nie. Ek glo nie enige een van ons het behoeftes aan die opinies en idees van mense nie, maar net aan die onvervalste melk van die woord, net die Here se woord. En daarom het ons die plig, ons sal die Bybel bestudeer om die woord van die waarheid reg te sny, om die brood te breek, om dit te bedien, om dit reg te verklaar, sodat mense daardeur geestelik opgebou kan word. Dat ons nie die woord sal verdraai tot ons eie ondergang en mense daardeur sal mislei nie, maar die regte weergawe sal gee. Nou vanaand dan hierdie groot uitdaging vir elkeen van ons om ons geestelike rekord skoon te hou. Daai mense wat op Pinksterdag die Heilige Gees ontvang het teruggegaan na hulle huise toe, teruggegaan na 'n verdorwe wêreld toe, weer gekonfronteer deur al die probleme wat maar deel is van hierdie wêreld, wat in die mag van die bose lê, maar nou het hulle die Heilige Gees in hulle harte om hulle te lei in die hele waarheid. En nou is daar sekere reëls wat hulle aan moet voldoen om hierdie geestelike wedloop voort te sit en ook as oorwinnaars uit die stryd te tree. Om nie langs die pad tou op te gooi nie, soos iemand wat met 'n nat jas aan probeer om die Comrades-wedloop te hardloop nie. Ek glo nie hy sal baie by Pinetown uitkom van Durban af. Lê dan af elke las en die sonde wat julle so maklik omring en loop met volharding die wedloop wat voor julle lê. Die oog gefestig op Jesus, die leidsman, die volëinder van ons geloof. Daar's 'n uitdaging vir ons vriende. Daar's 'n stryd om te stry, daar's 'n wedloop om te voltooi. Nou ons gaan net 2 verse lees uit 1 Johannes 2 van vers 1 tot 2, waarin die lewensreël vir Christene neergelê word. Christene wat reeds gered is en ook aan getuig van heiligmaking moet aan hierdie lewensreël voldoen. Ons vra net die Here se seën voor ons dit lees. Ons dank die Here dat elkeen van ons 'n geopende weg het na u genade troon toe. Daardie dag toe u gesterf het aan die kruis, het die voorhangsel in die tempel geskeur van bo na onder en kan enige een van ons by enige geleentheid toetree op hierdie nuwe en lewende weg wat u self berei het deur u kruisdood, deur u opstanding, deur die uitstorting van die Heilige Gees. Kan ons op daardie pad toetree na u genade troon en om barmhartigheid te vind om op die regte tyd gehelp te word. Want u het medelee met ons swakhede, met ons behoefte aan hulp. Ons het 'n behoefte aan die reinigende werking, Here, van u Heilige Gees, die reiniging deur u bloed. En daarom, Here, het u vir ons daardie weg gebaan en het u vir ons uitgenooi om so dikwels as ons wil te bid in die Gees en op daardie weg toe te tree na u genade toe. Seën ons vanaand, Here, openbaar u self aan ons en gee vir ons 'n nuwe insig, Here, in dit wat u van ons verwag. Vra dit in die naam van Jesus Christus met danksegging. Amen. Nou daarin 1 Johannes 2 vers 1 tot 2 sien ons 'n baie duidelike weerlegging van die mense wat so die sondaarde afbring in die lewe en so maklik sê, ag wat, ons is maar almal sondaars en ons moet maar vrede maak daarmee. Ons is sondaars en ons moet altyd sondaars bly totdat die Here kom. Wat sê Johannes hierso? My kinders, ek skryf hierdie dinge aan julle dat julle nie moet sondig nie. Dis jou reël. Jy moet nie sondig nie. Hy sê, maar as ons gesondig het, want ons het menslike swakhede, ons kan uit swakheid sondig, ons kan selfs miswillig sondig. En as iemand gesondig het, ons het 'n voorspraak by die Vader, Jesus Christus die regverdige, en hy is 'n versoening vir ons sondes. Nou vriende, daar het ons 2 hoedanighede van Jesus Christus wat aan ons voorgehou word. Die een is, hy is 'n versoening vir ons sondes, met ander woorde, hy is ons verlosser. Maar die ander hoedanigheid is, hy is 'n voorspraak. In baie Bybelvertalings word dit vertaal as advokaat. Iemand wat vir jou voorspraak doen. Iemand wat tot jou verdediging kom. Want daar is 'n hemelse hof. Die duiwel is wel uit die hemel uitgewerp, maar hy het nog toegang tot die troon van God. En daar kan hy Christene aankla as hulle gesondig het. En aanspraak maak ten minste op 'n gedeeltelike beheer oor hulle lewe. Hy kan hulle daar aankla. En as die duiwel ons daar aankla, dan het ons iemand wat tot ons redding, nie net tot ons redding nie, maar iemand wat tot ons verdediging kom, wat voorspraak daarvan ons maak. Ons het 'n advokaat, wat in ons afwesigheid, ons is nie daar nie, hierdie hof is daar in die hemel. En nou maak hy vir ons voorspraak op grond daarvan, dat hy die versoening vir ons sondes is, op grond daarvan dat hy ons verlosser is. Omdat hy ons verlosser is, kan hy ook ons advokaat wees. En dan kan hy sê, hy het daardie sonde wat ons intussen gedoen het, is bely, dit is vergewe, hy is weer gereinig, daarom verval die aanklag. En
is ons steeds vry. Al word daar aanklagte teen ons ingebring. So nou moet ons net vanaand dink ek absolute duidelikheid kry oor hierdie twee rolle van die Here Jesus. Hierdie een rol as verlosser, die wat versoening doen vir ons sondes, ander rol as advokaat of voorspraak. En sien hoe staan dit in verband met ons dag tot dag lewe, nadat ons hierdie volle oorgawe gemaak het. Nou is ons nie meer by die krisisondervinding van heiligmaking nie, nou is ons in die proses, en dit is 'n lewenslange proses van heiligmaking en geestelike groei, sodat ons kan opgroei tot die mate van die volle grootte van Christus, tot die mate van om 'n volwasse man of vrou in Christus te wees. Nou, eerstens wat sy posisie as verlosser betref. Ons weet mos ons het almal 'n verlosser nodig. Paulus sê in Romeine 5, hy sê, deur een mens het die sonde in die wêreld ingekom, en deur die sonde die dood, en so het die dood tot alle mense deurgedring, want almal het gesondig. Daar is nie een regverdig nie, selfs nie een nie. So die dood as gevolg van die sondeval het tot almal deurgedring, en almal is aandadig daaraan. Daarom is ons in sonde ontvange gebore. Ons het 'n sondige natuur geërf, en daarom is dit het 'n sondige neigtheid, en ons doen fisies ook sonde, behalwe dat ons daai sondige natuur het. En daarom het ons 'n verlosser nodig. God bewys sy liefde tot ons daarin dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. So om ons uit hierdie sondige toestand te kry, het Jesus plaasvervangend vir ons gesterf. Vriende, en nou, omdat die doodstraf op sonde berus, die siel wat sondig moet sterwe, die loon van die sonde is die dood, het Christus eers daardie straf ten volle betaal, toe hy 3:00 die middag op Goeie Vrydag, daai dag toe hy gekruisig is, sy laaste asem uitgeblaas het. Nie voor die tyd nie, eers toe hy sy laaste asem uitgeblaas het, kon hy as 'n sterwenswoord, kon hy sê, dit is volbring, tetelestai. In ander woorde, eers toe hy gesterf het, want dit is die prys van ons sonde. Nie net die lyding van Christus nie, sy lyding kan ons nie vrykoop nie, sy dood koop ons vry. En die oomblik toe hy sterf, toe sê hy as 'n sterwenswoord, toe sê hy, tetelestai. Nou die woord is in ons Bybel volbring vertaal met dit is volbring. Sekere Engelse vertaling sê it is finished. Maar in die eerste eeu het hierdie woord baie meer betekenis gehad. Ek wil vir twee van sy betekenisse gee. Die een betekenis is, hierdie woord beteken ten volle betaal. Daai oomblik toe hy gesterf het, sê hy ten volle betaal. Jy weet in die eerste eeu, in daardie tyd, het hulle hierdie woord tetelestai gebruik om oor 'n rekening te skryf ten volle betaal. As jy byvoorbeeld 'n skuld gehad het, jy het 'n rekening gehad, en jy het nou die rekening ten volle betaal, dan het hulle oor die rekening net geskryf tetelestai. Hy is ten volle betaal, jy skuld nou niks meer nie. Dit is nou die rekening het nou 'n kwitansie geword. Dit staan nie meer teen jou nie. En dit is presies wat gebeur het. Jesus het ons gekoop. Hy het 'n prys betaal vir ons. Paulus sê, julle is duur gekoop. Verheerlik God met julle liggaam en julle gees wat aan God behoort. Ons is gekoop. Hy het 'n prys betaal vir ons. En Petrus sê ook, julle is nie deur verganklike dinge, goud of silwer losgekoop, julle ydelle lewenswandel nie, maar deur die kosbare bloed van Christus, soos van 'n lam sonder gebrek en vlekkeloos. Julle is gekoop. Daai koopprys is betaal. Die ouderlinge in die hemel sal eendag sê, u is geslag en het ons vir God met u bloed gekoop uit elke volk en taal en stam en nasie. So ons het 'n verlosser wat ons gekoop het deur sy bloed. Daai doodstraf wat op ons gerus het, is oorgeplaas op hom en hy het dit uitgedien en daardeur het hy ons gekoop, het ons sy eiendom geword. Maar nou was daar ook 'n ander betekenis aan tetelestai gewees in daardie tyd. 'n Gevangenes wat in die tronk was, dan het hulle aan die sel se deur het hulle die klagstaat van daai gevangene vasgespijker teen die seldeur, en op daai klagstaat het die oortredings gestaan waarvoor hy tronkstraf opgelees en ook die straf wat aan hom opgelees. En daai klagstaat het voor daai seldeur gestaan vasgespijker tot hierdie persoon sy volle tronkstraf uitgedien het. En as hy dan nou klaar is en hy word ontslaan uit die tronk uit, dan het hulle daai klagstaat van die seldeur afgehaal en hulle het in groot rooi letters oor hom geskryf, tetelestai, ten volle betaal. Hulle het dit dan vir hom gegee.
Niemand kon hom nou ooit weer vir daai oortredings aankla nie, want hy het die volle prys daarvoor betaal. Hy's nou 'n vry man. Hy gaan uit die tronk uit. En nou pas die Here Jesus dit ook op ons toe, want u sien, in 'n geestelike sin is alle mense gevangenes van Satan, want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die geregtigheid van God. Ons sit in werklikheid in Satan se dodeselle, in 'n maksimum gevangenis. En ons is verhoor afwagtend om eendag voor die groot wit troon die veroordeling te kry, gaan weg van my in die ewige verderf. Die doodstraf wat op alle sondaars berus. So almal is in daai dodeselle en die tronkbewaarder is die duiwel self. En niemand kan homself deur sy eie mag bevry uit daai tronk. Jy het 'n verlosser, 'n magtige verlosser nodig om jou uit daai tronk uit te kry. En daarom, vriende, is dit net die Here Jesus wat ons uit daai tronk uit kan kry. En is na sy dood en opstanding kon hy of het hy hierdie prys betaal om jou uit daai gevangenis van Satan te bevry. Daarom het Jesus gekom, sê Jesaja ook, om die gevangenis te bevry. Ons is die gevangenis van die duiwel. Nou het hy ons bevry, en kyk hierdie baie belangrike, betekenisvolle woorde wat in Kolossense 2, vers 13 tot 14 staan. En julle, wat dood was deur die misdade en die onbesnedenheid van julle vlees, het hy saam met hom lewend gemaak, deurdat hy julle al die misdade vergewe het en die skuldbrief of klagstaat, die skuldbrief teen ons, wat met sy insettinge ons vyandig was, uitgedelg en weggeruim het deur dit aan die kruis vas te naal. So ons het ook 'n skuldbrief of 'n klagstaat teen ons gehad, toe ons nog ongered was. En daarop is al die oortredinge geskryf waaraan ons skuldig was. En nou sê Paulus in Kolossense, Jesus het daai klagstaat, hy het hom uitgewis en aan die kruis vasgenaal. Hy het in sy bloed met rooi letters oor daai klagstaat geskryf, tetelestai, ten volle betaal. Nou is jy nie meer 'n veroordeelde sondaar nie. Nou is jy 'n vry persoon wat kan uitstap. Jy het 'n redder, jy's vrygemaak. Jy's een van die vrygemaaktes van die Here. Daar's geen sondeskuld meer wat op jou rus nie. En hy het en jy het daai uitgekanselleerde klagstaat jy gekry. Maar nou in daai situasie waarin jy so 'n magtige verlosser het wat die prys betaal het en jou bevry het uit die gevangenis van Satan, nou moet jy die lewe lei. En jy is nog in 'n menslike liggaam wat met swakhede bevange is. Jy het 5 sintuie. Jy's blootgestel aan die versoekings van die duiwel, van die wêreld, van baie dinge. En nou moet jy jou rekord skoon hou. Jy's nou 'n verloste van die Here, 'n vrygekoopte. Jy's nie meer 'n verlore sondaar nie. Jy's nou 'n disipel van die Here Jesus en sy reël is, soos Johannes gesê het, ek skryf hierdie ding aan julle dat julle nie moet sondig nie. Jy's nou klaar met sondig. Maar as jy jou misgaan, daar's niemand wat volmaak is nie, dan moet jy dit net dadelik regmaak. Dis wat hy sê, want ons het 'n voorspraak. Hy's 'n versoening. So hy is nie net jou advokaat nie, hy's ook die een wat daai sondeskuld betaal, wat dit weer uitwis, wat dit weer vergewe, wat weer daai gebroke verhouding met hom herstel. So daai twee hoedanighede van hom werk hand aan hand elke dag, as jou verlosser voortgaande en ook as jou advokaat, sodat ons eendag in die hemel sal wees. Nou het ons hierdie belangrike vers in 1 Johannes 1 vers 7, hierdie vorige hoofstuk. Hy sê as ons in die lig wandel, dis nou in hierdie tyd na ons gered en vervul is met die Heilige Gees. As ons in die lig wandel soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar. Die Engelse woord is fellowship. Dan het ons gemeenskap met mekaar en die bloed van Jesus Christus, sy seun, reinig ons van alle sonde. Nou vriende, dis belangrik om in ag te neem dat die werkwoorde wat in hierdie vers gebruik is in die onvoltooide tydsvorm geskryf. Aan die ander woorde, dit dui 'n proses aan wat moet aangaan. As ons daai vers nie parafraseer, dan kan ons hom so aan die voorhou. Dan staan daar, as ons aanhou om in die lig te wandel, soos hy in die lig is, dan is ons altyd voortgaande in verbinding met God, en die bloed van Jesus Christus, sy seun, reinig ons voortdurend van alle sonde. Voortdurend. Dis iets wat moet aangaan. Daarom moet ek in die lig wandel en ek moet aanhou om in die lig te wandel. Ek moet aanhou om kontak met God te hê en ek kan dan verseker wees, as dit die geval is, sal ek ook voortdurend verlos word van sonde. Waarom dink jy is dit nodig? Waarom was dit nodig van Ou-testamentiese tye af? Om in die oggend en in die middag en in die aand gebede te hê. Selfs in die tempeldiens, die oggendoffer, die middagoffers, die aandoffers. Waarom het Dawid gesê vroeg in die môre
as ek wakker word, versadig my met u beeld, dat ek die dag met 'n gebed kan begin. Hoekom dink jy is daaglikse gebede so belangrik? Stilte tye. Nie eenmal 'n week nie, nie nou en dan nie, elke dag. Elke dag. Om in die lig te wandel, om daai fellowship te hê, daai gemeenskap, daai interaksie, daai kontak met die Here Jesus. Dat ons in verbinding met hom bly, dat ons in 'n gespreksverhouding met hom gebly. Deur gebed, deur sy woord praat hy met ons en deur gebed praat ons met hom, dat ons daai interaksie met hom sal hê. En dat ons eintlik elke dag in sy naam sal begin. Elke dag, vriende. Het ons die reinigende werking van sy bloed nodig. Ons moet in die versoening leef. Party mense sê ons moet onder die bloed leef. In 'n sekere sin is dit ook waar. Ons moet in die versoening leef sodat as ons iets verkeerd sê of doen of dink of wat ook al, ons bely mos nou die Heilige Gees het volle beheer oor ons lewe en ons weet hy oortuig eerste van sonde, dan van die geregtigheid van die Here. Jy het nou dit gedoen en dit is verkeerd. Die Heilige Gees gaan jou dadelik 'n slegte gewete gee. O, dit wat jy nou gedoen het, dit wat jy nou gesê het, dit wat jy nou besluit het, is nie reg nie. Dit gaan jou pla. Dit gaan jou hinder. Jy gaan onder die oortuiging van die verkeerdheid daarvan. En as jy dit doen, dan sê jy dadelik, Here, vergewe my wat ek hier gedoen het. Dit is definitief verkeerd. Ek bely dit dadelik. Ek het my verhouding met u hierso versteur deur hierdie ding en ek moet dit dadelik van my afkry. Ek bely dit dadelik. Dit is wat dit beteken om aan te hou om in die lig te wandel, om aan te hou om deur die bloed van Christus gereinig te word, om in die versoening te bly lewe, om nie 'n skeidsmuur tussen my en die Here van sonde te laat opbou nie. Daarom hierdie riglyn dat ons as ons hierdie in 1 Johannes 1 vers 9 wat 'n daaglikse aktiwiteit moet bly. As ons sondes bely, hy's getrou en regverdig om dit te vergewe ons van alle ongeregtigheid te reinig. Dis 'n voortgaande ding, maak gebruik daarvan. Bely 'n ding as dit verkeerd is vir jou. Moenie dit net opbou nie. Want jy sien baie mense laat dit na. Daarom sê Spreuke, hy wat sy oortredinge bedek, sal nie voorspoedig wees nie. Maar hy wat dit bely en laat staan, sal barmhartigheid vind. As jy verkeerde dinge begin doen, en jy weet dit is verkeerd, en jy bely dit nie, jy lê dit nie af nie, en jy smeer dit toe, dan gaan jy nie voorspoedig wees nie. Dit gaan nie goed gaan met jou geestelike lewe nie. Jy gaan stadig aan begin afkoel en wegdryf van die Here af. Jou gebede gaan afneem, jou belangstelling gaan begin af. Dis die begin van terugval, om dinge toe te smeer wat jy weet wat verkeerd is. Want die Heilige Gees oortuig jou daarvan. Dis baie goed, vriende, om dit in 'n vroeë stadium reg te maak. In 'n vroeë stadium, voordat jy dalk groot skade gedoen. Nou, daarom het ons hierdie opdrag, dat ons nie moet sondig nie, en as ons gesondig het, dat ons dadelik die saak moet regmaak. Nou, hierdie hof in die hemel, waar ons aangekla word, baie min mense is eintlik daarvan bewus, dat die duiwel dag en nag die Christene, hy kla nie die wêreldelinge aan nie, dat hy die Christene wat Sondag voor die troon van die Here aankla. Ons lees hier in Openbaring 12 vers 10 en 11, want die aanklaer van ons broeders is neergewerp, hy wat hulle aankla voor ons God dag en nag, en hulle, dis nou die martelare van die groot verdrukking, hulle het hom oorwin deur die bloed van die lam, en deur die woord van hulle getuienis, en het hulle lewe tot die dood toe nie lief gehad het. Daarom wees verheug o hemele en die wat daarin woon en die bewoners van die aarde en die see, want die duiwel het na julle neergedaal met groot woede en hy weet dat hy min tyd het. Nou vriende, hier word net aan ons 'n beeld beskrywe van wat in die middel van die verdrukking gaan gebeur, maar tot daai tyd, dis dwars deur die kerkbedeling en tot en met die middel van die verdrukking van 7 jaar, gaan die duiwel aan met sy aanklagte teen Christene in die hemel. In die middel van die verdrukking, dan is daai verby, dan word hy uitgewerp en dan daal hy na die aarde deur met dubbele woede, hy weet dat hy min tyd het. Dan weet hy het nog net 3,5 jaar oor. En dan gaan hy met dubbele woede op die aardbewoners toeslaan en gaan die Christendom heeltemal probeer uitroei en alle Christene gaan aan daai tyd as martelare sterf en Israel se oorlewing gaan aan 'n dun draadjie hang. Daarom gaan die Here vir hulle onderneem om te vlug weg na 'n skuilplek in die berge in Petra en daar gaan hy hulle bewaar van uitwissing. Dit gaan 'n ontsettende tyd wees wat die Here Jesus gesê het, daar kom 'n verdrukking soos daar nog nooit gewees het van die begin van die aarde af en nooit weer sal wees. En dit is daai tyd as die duiwel neerdaal met dubbele woede wat dit gaan gebeur en wat die anti-kris as 'n militêre diktator en 'n tiran absoluut gaan toeslaan op almal wat hom nie aanbid nie en nie sy nommer wil aanvaar nie. Maar ons is nou nog nie daar nie, vriende. Ons is nou nog in die tyd waar die duiwel nog die Christendom probeer lam lê. Hy versoek jou om sekere sondes te doen en as jy dit gedoen het, dan kla hy jou by die Here aan. Dan maak hy aanspraak op ten minste op gedeeltelike beheer oor jou lewe. Dan begin hy woord speel met jou, want hy het nou invloed oor jou. Jy het nou sekere dinge gedoen, as jy nie ophou daarmee nie, dan gaan jy dit aanhou doen, want sonde is gewoontevorming. Dit word meer en meer en meer.
Hy sê in die begin van jou, doen dit nou net een keer, moet nie weer doen nie. Maar as jy het een keer gedoen het, gaan jy dit 2 en 3 keer doen. Dit is gewoontevorming. Jy word 'n slaaf van daai sonde later. En jy sien, dit is dan, as jy daar aangekla word, dat jy jou advokaat in staat moet stel om tot jou verdediging te kom. Hoe kan die Here Jesus tot jou verdediging kom as advokaat, as jy nie daai sondes bely het nie? Jy gaan nou aan daarmee. Jy het nou iets begin doen, jy bely dit nie, jy wandel nou nie meer in die lig wat dit betref nie. Hier's nou 'n donker area in jou lewe, hier's nou 'n geheime sonde waarmee jy begin het, jy maak dit nie reg nie, jou advokaat kan dan nie optree nie. Dan kry die duiwel groot mate van beheer oor jou lewe, en hy begin jou weglei van die Here af, deur daai sonde. Daarom moet ons net duidelik verstaan wat die Here Jesus se rol as advokaat is, en wat die voorwaarde is dat hy kan optree. Ek moet net vir die lees wat Engelse vertaling sê, sodat ons kan sien dat hierdie voorspraak beteken inderdaad advokaat. Die King James Bible en die New King James Bible sê, and if anyone sins, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous. The Amplified Bible sê, but if anyone should sin, we have an advocate who will intercede for us with the Father. It is Jesus Christ the all-righteous. En dan die New International Version sê, but if anyone does sin, we have one who speaks to the Father in our defense, in ons verdediging. Jesus Christ the righteous one. Daarom moet ons elke dag in die lig wandel. Daarom moet ons elke sonde wat ons doen, dadelik bely en laat staan. Daarom moet ons sorg dat die verhouding tussen ons en hom nie versteur word nie. En vriende, weet jy waar begin sondes? Alle sondes begin net by 'n gedagte. Net by 'n gedagte. Daarom sê hy, elke gedagte moet gevange geneem word tot gehoorsaamheid aan Christus. Want as dit nie gedoen word nie, dan word er 'n skans opgewerk teen die kennis van die waarheid, dan regverdig ek daai sonde, en dan word daar planne gemaak om dit uit te voer, en wanneer ek dit uitvoer, dan word daar 'n vesting van sonde in my lewe opgerig, dan word ek 'n slaaf van daai sonde, dan doen ek daai sonde, dan is die skade klaar gedoen. Die Here wil hê ons moet 'n vroeë waarskuwingsstelsel hê. As daai verkeerde idee nog net in jou kop is, dan gaan die Heilige Gees jou oortuig, dis 'n verkeerde ding wat jy hier wil doen. En as jy dit dan laat staan, vriende, dan weet niemand nog daarvan dat jy versoek is oor een of ander ding nie, en jy het nog geen skade gedoen nie, en jy het dadelik die saak reggestel, jy het jouself aan God onderwerp, die duiwel weerstaan, en dan vlug hy van jou weg. Maar as jy dit gaan goed praat, en jy begin planne maak, en jy begin dit uitvoer, dan word die skade gedoen. Dan is dit 'n lang paadjie terug om weer reg te maak, voordat die hemelse advokaat weer tot jou verdediging sal kom. Daarom moet ons die duiwel weerstaan. En as ons hierdie moeswillige sondes doen, opsetlike sondes, dis 'n gevaarlike ding. In Hebreërs staan daar, as ons opsetlik sondig, nadat ons die kennis van die waarheid ontvang het, bly daar geen offer vir ons sondes oor nie. As jy moeswillig sondig, jy weet jy moet dit nie doen nie, maar jy doen dit en jy doen dit aanhoudend, dan bly daar nie 'n versoening, dan is daar 'n skeidsmuur opgebou. Dan het jy nie iemand wat dit vergewe nie, want jy bely dit nie. Jy sien, belydenis is 'n voorwaarde vir verlossing. As jy jou sonde is die voorwaarde. As jy dit bely, dan is hy getrou en regverdig om jou te vergewe en jou daarvan te verlos, daarvan te reinig. So moet jy nie skuldig maak aan moeswillige sondes nie. Jy gaan 'n dierprys betaal daarvoor. Die moeswilligheid of opset hierso is 'n aanduiding dat die persoon het onder die invloed van verleiding gekom en in stryd met sy gewete en in stryd met die Bybel het hy dan met daai sonde voortgegaan. Dit maak nie saak, wat is dit? Sekere Christene raak betrokke by buiteegtelike verhoudings, ander raak betrokke by korrupsie, by dobbelary, by geldgierigheid en hoogmoed, maak nie saak wat dit is nie. Ook aan geestelike misleiding. Jy weet, hierdie boodskap is in stryd met die Bybel, jy ondersoek nie die saak nie. Bewustelik of onbewustelik word jy mislei daardeur en jy gaan maar net aan daarmee, dan kom jy onder die mag van misleiding. Dit is alles sondes wat dan 'n skeidsmuur veroorsaak. En kyk net bietjie hoe groot is die probleem as jy moeswillig sondig. Ons weet van die goeie voorbeeld, jy weet dit almal, van koning Dawid, wat moeswillig en opsetlik gesondig. Koning Dawid het geweet, hy mag nie sy buurman se vrou begeer. En ten spyte daarvan het hy haar begeer en haar gevat. Hy het geweet, die wet van die Here sê, jy mag nie doodslaan nie. Maar hy het haar man laat doodmaak deur hom in die voorste linie in die weermag te laat uitstuur, sodat hy eerste doodgeskiet kan word as hulle optrek teen die vyand. So hy was aandadig aan die moord van daai vrou se man. So hy het oorspel gepleeg en moord gepleeg. Dit moes met opset en moeswillig. Die Here stuur die profeet Nathan na hom toe en verduidelik vir hom presies wat hier gebeur het. Gelukkig het Dawid dit dadelik erken, dat hierdie sonde wat hy nou gedoen het aan hom 'n onreine hart en 'n wankelende gees in sy binneste gegee. En hy het die risiko geloop, dat die Here self sy Heilige Gees heeltemal van hom kon onttrek.
Dawid het homself kus geskrik. Hy het dadelik met berou sy sondes gaan bely, met opregte berou. Jy kan dit maar lees aan Psalm 51, teen U alleen het ek gesondig en gedoen wat verkeerd is in U oë. Verberg U aangesig vir my sondes en delg uit al my ongeregtighede. Skep vir my 'n rein hart, o God, en gee opnuut in die binneste van my 'n vaste gees. Verwerp my nie van U aangesig nie en neem U Heilige Gees nie van my weg nie. Gee my weer die vreugde van U heil. Ondersteun my deur 'n gewillige gees. Herstel my weer geestelik. Moenie die Heilige Gees van my wegneem soos U dit van my voorganger Saul weggeneem het nie. Hy het dit heeltemal verloor. Die Here het hom verlaat. Dawid het gesê, smeek, Here, moet my nie verlaat. Ek erken, ek het hier groot probleme. Ek het ernstige sondes gedoen. Ek bid vir die reiniging. En die Here het hom gereinig. Die Here het hom herstel. Die Here het hom 'n nuwe salwing gegee. En hy het voortgegaan om daarna weer 'n man van God te wees, 'n man na die Here se hart. En hy het groot dinge bereik in die koninkryk van die Here. So al het 'n mens ver geval, vriende, die pad vir herstel is altyd daar. Daarom sê Johannes, ons moenie sondig nie, maar as ons gesondig het, ons het mos iemand wat versoening gedoen het vir ons sondes. En as ons dit net gaan bely, dan sal hy weer ons voorspraak wees en dinge sal weer regkom. Ons moet net daardie ding doen. En vriende, dit is die tragedie van ons tyd vandag. Daar's verskriklik baie teruggevalle mense in die samelewing wat hierdie moeswillige en opsetlike sondes gedoen het en wat hulle verhouding met die Here verbreek het, wat nie meer in die lig wandel nie, wat nie meer daaglikse gemeenskap met die Here het nie, en wat dis nie daai voortgaande reiniging deur sy bloed ervaar nie. Dat een of ander versoeking oor hulle pad gekom en dit gebeur geleidelik hierdie ding, nie vinnig nie, en dan hulle begin toegee daaraan. Miskien hierdie skielike sug na rykdom en roem en hierdie verkeerde verhoudings of 'n broeiende ongeloof oor God of oor sy woord of oor die Here se bestuur van sake, dinge wat jou in God laat twyfel en dan dryf dit 'n wig in en jy dryf al hoe verder van hom weg. Jy begin afkoel in jou geestelike lewe. Jou gebede word korter en meer oppervlakkig. Jy raak haastig om van geestelike byeenkomste af weg te kom. Daai uitgetrapte paadjie na die advokaat se kamers toe word al hoe minder bewandel en naderhand word hy heeltemal toegegroei. Jy loop nie meer elke dag daai paadjie, daai nuwe en lewende weg na die genade troon van die Here nie, waar jou advokaat en jou verlosser sit. Jy bewandel nie meer daai pad nie. Nou en dan sê jy dalk bid, sê Here, help my, ek het weer 'n probleem. Daarna gaan jy maar weer aan met jou lewe. Daai paadjie, vriende, moet daagliks gewandel word. Hy moet nie toegroei nie. Jy moet nie kontak verloor met jou advokaat se genade troon. Jy moet 'n gereelde besoeker daar wees. Want onthou net, soos ek gesê het, sonde is gewoontevorming. As jy begin met 'n sonde, dit word erger. Sonde baar sonde. Die persoon wat begin drink, gaan net later meer drink. Een ou wyntjie met 'n klein verklein lettertjie of een ou biertjie gaan 2 word en dit gaan meer word totdat drank uiteindelik jou lewe gaan verwoes en gaan oorheers en jou slaaf daarvan gemaak. 'n Persoon wat begin dobbel, net hier en daar so 'n bietjie, dobbel al hoe meer tot hy naderhand heeltemal bankrot speel wees die dobbelary. Hy word 'n slaaf daarvan. En so is dit ook. Elkeen wat versoek word, word versoek deur sy eie begeerlikheid en weggesleep. En as die begeerlikheid ontvang het, maar dit sonde, en as die sonde tot volle ontwikkeling begin het, kom dit bring die dood voor. So jy sien, vriende, wat het nou met hierdie mense gebeur? Hulle het daai uitgekanseleerde klagstaat van die Here gekry, die dag toe hulle gered is. Maar nou is daar nuwe inskrywings op die klagstaat. Jy sien, as jy elke dag na jou advokaat toe gaan, na jou verlosser toe gaan, dan is daar vars datumstempels op daai klagstaat. Jy is in 'n daaglikse verhouding met hom, dan enige iets wat intussen verkeerd gegaan het, is dadelik reggestel, dis ook betaal, dis ook vergewe, dan is daar weer 'n datumstempel. Jou saak met die Here is nog reg. Julle gaan aan. Maar nou hierdie persoon wat afvallig geraak het, daar kom nuwe inskrywings op sy klagstaat en dit is nie uitgekanselleer nie, daar is nie 'n nuwe datumstempel nie. Daar bou weer 'n skeidsmuur van sonde tussen hom en die Here op. Onbelyde sondes waarvan hy 'n slaaf word. Jy sien, en dit is wat gebeur met teruggevalle mense wat naderhand weer slawe van sonde word. Hulle die regte pad verlaat en verdwaal. Want as hulle nadat hulle deur die kennis van die Here en Saligmaker Jesus Christus die besmettinge van die wêreld ontvlug het, hulle tog weer deur hierdie dinge laat verstrik en oorwin, dan het vir hulle die laaste erger geword as die eerste. Want dit sou vir hulle beter wees as hulle die weg van die geregtigheid nie geken het nie, as dat hulle, nadat hulle dit leer ken het, hulle afkeer van die heilige gebod wat aan hulle oorgelewe is. Hulle word dan hoe groter
drinkers en groter slawe van sonde as hulle weer heeltemal terugval. Maar vriende, daar is hoop. Daar is hoop vir die afgevalliges. Daarom moet ons ook 'n bediening hê vir die teruggevallenes. Jy lees dit in die gelykenis van die verlore seun. Hy was in die vaderhuis en hy was gehoorsaam en lojaal aan sy vader. Toe het versoekings oor hom gekom en hy het besluit nie, maar hy wil nie wêreld gaan lewe. Hy wil partytjies gaan hou, hy wil gaan drink, hy wil meisies met losse sedes hê en hy wil daar gaan doen net wat hy wil doen. En naderhand is hy weg. Hy het sy verhouding met sy vader verbreek. Maar iewers daar in die wêreld het hy vir hom uitgewoed en hy het vir hom klaargemaak en al sy geld uitgemors tot hy niks oor het nie. En toe kom dit by hom op. Joef, dit is dan baie beter by my pa se huis. Ek sal opstaan en na my vader gaan en vir hom sê, Vader, ek het gesondig teen die hemel en voor U, soos Dawid ook maar gedoen het. Vergewe my, maak my soos een van die diensknegte. Help my, bring my maar net terug. Wat het die vader gedoen? Hy het hom terug verwelkom. Van harte. Sy ouer broer was 'n keer ongelukkig daarmee. Sê, maar hoekom maak jy so 'n kopheef daarvan? Hierdie broer wat sy geld gemors het op drank en hoere en nou het hy vir hom die gemeste kalf geslag. Wat sê die vader? Hy sê, moet ons nie bly wees nie. Kyk wat sê hy vir hom, hierso in Lukas 15. Hy sê, dit is eintlik 'n blye dag hierdie. Hy sê, ons moet tog vrolik en bly wees, want hierdie broer van jou was dood en hy het weer lewendig geword. Hy was verlore en hy is gevind. Weet jy vriende, daar's baie mense wat sê, nee wat, die verlore seun was nog altyd sy pa se seun toe hy daar by die varkhokke gesit het. As jy eendag weergebore is, kan niemand jou die Here se hand uitdruk nie, jy's altyd 'n kind van hom. Jy's nou wel net 'n stoute kind, maar jy's nog steeds 'n kind van hom. Jy gaan nog steeds hemel toe. Ek het nou die dag iets gesien wat my geskok het. Dis nogal 'n vooraanstaande messiaanse Jood in Amerika wat dit geskryf het, ook oor eternal security. Hy sê, jy kan in enige sonde verval, jy kan selfs jou geloof verloor as Christen, dan gaan jy nog steeds die hemel toe. You can lose your faith, het hy gesê. En sy disipelskap kursus word ook in Suid-Afrika bemark. Waar is die leer van heiligmaking as dit gesê word? As daar geen standaarde is, jy solank jy net eers gered is, kan jy daarna doen net wat jy wil. Dit is nie so nie, vriende. Jy moet jou rekord skoon hou. En daarom sê die vader vir die verlore seun, hy sê ons moet fees vier hierso. Hy sê want hierdie broer van jou was dood en hy lewe weer. Daai Griekse woord vir lewe weer is net een enkele woord. Beteken revive of herleef. Effektief beteken daai woord hy lewe weer. Dit beteken hy het gelewe, toe gaan hy dood en nou lewe hy weer. Jy kan net weer lewe as jy reeds gelewe het. Met ander woorde, jy kan nadat jy weer gebore was en weer in sonde beland het en geestelik gesterf het, kan jy weer geestelik herstel word en weer geestelik gebore word. Dit kan 'n tweede keer gebeur. Hy was dood en hy lewe weer. Hy was nie fisies dood nie. Hy was geestelik dood. Hy was verlore en hy is gevind. So in daai tyd toe hy weg was in die wêreld, was hy geestelik dood en verlore. Maar hy's uit daai toestand, is hy herstel terug in die Vaderhuis. Hy lewe weer en hy's nie verlore nie, hy's weer gevind. Hy's terug in die kudde. Dis gaan goed. So ons het 'n ernstige vermaaning in die Nuwe Testament, vriende, dat ons nie onder die mense moet wees wat heeltemal wegdryf van die Here nie. Daarmee sluit ek af. Paulus sê vir Timoteus, hy sê jy moet aan die geloof en 'n goeie gewete vashou. Sommige het dit van hulle af weggestoot en aan die geloof skipbreek gelei. Paulus noem hierdie mense skipbrekelinge wat van die geloof afvallig raak. Hulle het dit geloof van hulle af weggeskuif. They departed from the faith. Hy het dit verwerp. 1 Timoteus 1 vers 19. Het skipbrekelinge gelei. Geestelike skipbrekelinge. Dit staan al in die Ou Testament. As die regverdige afwyk van sy geregtigheid en onreg doen en handel volgens al die gruwels wat die goddeloses doen, sal hy lewe. Aan al sy geregtigheid wat hy gedoen het, sal nie gedink word nie, om sy troubreuk wat hy begaan het, en om sy sonde wat hy gedoen het, om hulle ontbuld sal hy sterwe. Hy is weer 'n veroordeelde sondaar. Hy het weer onbelyde sondes op sy klagstaat, en die loon van alle sondes is die dood. As hierdie sondes nie bely is en nie vergewe is nie, staan dit teen jou en dit sleep jou wel toe. Maak nie saak wat jy in die verlede al ervaar nie, dit is die huidige situasie. As jy in daai toestand sterwe, is jy 'n veroordeelde sondaar. Maar as jy kontak hou met die Here Jesus, en dit maak nie saak wat met jou gebeur het, soos met die verlore seun ook nie, jy bely dit net en maak dit reg en laat staan dit, en jy aanvaar die reinigende werking van die bloed van Christus, dan is daar niks wat jou veroordeel nie, vriende. Dan kan jy die blye versekering hê as die Here Jesus kom, kan ek eendag saam met hom. En so het elkeen van jou, ek en u, het die uitdaging. Gaan ons rekord skoon hou, of gaan ons toegee aan sonde en weer
'n skeidsmuur van sonde tussen ons en die Here laat opbou. Sondes wat ons veroordeel. Sondes wat ons in ongeluk gaan dompel. Sondes wat vir ons 'n verleentheid gaan wees, ook vir ons familie, ook vir die kerk van Christus. Hoekom wil ons in so 'n lewe lei? Kom ons doen wat 1 Johannes 1:7 sê. Laat ons in die lig wandel soos hy in die lig is. Laat ons elke dag in verbinding bly met hom en laat ons ervaar hoe dat hy wat ons verlosser en advokaat is, ons daagliks reinig van alle sondes. Amen. Ons dank U Here dat U vir ons 'n oplossing het hoe om ons lewens rein te hou, dat ons nie sal sondig nie. Maar as ons gesondig het, dan ons daardie uitnodiging, kom net en maak dit ook reg. Die Here vergeef menigvuldiglik. Selfs al het ons deur 'n tyd van afvalligheid gegaan, dan kan ons nog steeds terugkom. Die pad terug na U toe is oop. Hy is nie toe nie. En U nooi almal om na U toe te kom. En ook vir al U kinders het so nodig om kontak te hou met U, om daagliks in verbinding met U te bly, om te ervaar hoe dat U in ons harte is en by en met ons gaan, hoe dat U ons voetstappe rig, en hoe dat U ook by ons die behoefte skep om te bid en met U gesprek te voer, en U te vertrou, Here, om vir ons geopende deure te gee, om ons krag te gee, om ons insig te gee, om ons te help, om ook ons dagtaak te kan doen, om ons verpligtinge in hierdie wêreld op 'n eerbare Christelike wyse te kan doen, en om so, Here, 'n rein gewete te hê, dag na dag, nie 'n slegte gewete wat ons veroordeel nie. Here, ons wil nie onder diegene wees wat die Heilige Gees bedroef, en om later weer staan, en om op die ou einde selfs uitblus in hulle lewens nie. Nee, ons wil die Heilige Gees eer, ons wil die rigting, die pad bewandel wat hy vir ons aandui. Ons wil hom vertrou om ons in die hele waarheid te lei. Ons weet, Here, U sal ons bewaar van alle kwaad. En die Heilige Gees sal vir ons die pad aandui wat ons moet wandel. Ja, ons daartoe, Here. En as jy vanaand iemand is wat op die verkeerde pad is, wat weer 'n rekord van onbeleide sondes doen het, gee vir daai persoon, Here, nou op hierdie oomblik die vrymoedigheid om terug te kom na U toe, want U is die versoening vir al ons sondes, wat ons gedoen het, wat ons nou doen en wat ons dalk nog sal doen, maar op voorwaarde dat ons dit sal bely en laat staan. Dat ons nie in daai sonde sal bly nie. As ons dit bely het, moet ons dit ook laat staan. Want as ons dit nie laat staan nie, dan het ons nie regtig ernstig bedoel om dit te bely teenoor U nie, want ons wil aangaan daarmee. Here, belydenis gaan saam met 'n absolute staking van daai sondes onmiddellik. Dan sal ons genade vind en dan sal ons gereinig word van daai sonde. Dan sal ons weer in oorwinning lewe. Dan sal ons weer die vrede van God in ons harte hê wat alle verstand te bowe gaan. Gee dat dit ons deel sou wees aan elkeen wat hier sit, Here, vandag en al die dae van ons lewe totdat U kom. Amen.